Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie redelik sien en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lief vriende, in Suid-Afrika is die bromvoël een van die mees ikoniese, dog bedreigde voëls. Hulle is bekend vir hulle groot lywe, helder rooi keelsakke en dan die unieke diepe roep wat tot 4 kilometer ver kan dra. Daar is slegs so wat 400 tot 500 teelgroepe in ons land oor. En dan verder is dit dat hierdie groep of die bromvoëls in 'n hegte familieband leef van enigiets van 2 tot 9 wat in daardie familieband ook so leef dan. So wil ons vanoggend dan net ook so met u deel, liewe vriende, oor die uitdagings wat in die woord van die Here aan die heiliges of ons aan die kinders van die Here dan ook gemaak word. Ja, die woord van die Here rig uitdagings aan kinders van die Here wat sekerlik ons elke dag se lewe beïnvloed, waar ons ook al beweeg, is dit iets wat daar van ons gevra word dan ook. Soos in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die uitdaging om 'n getuie te wees, daar waar jy beweeg rondom u, teenoor bekende sowel as onbekende. Hierdie uitdaging, liewe vriende, is sekerlik iets wat ons lewe sekerlik raak. Nie altyd maklik om dit te doen nie, maar nou word ons sekerlik bekragtig deur die Here, want die Bybel sê wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle getuies wees. Wanneer ons harte gereinig word, ons word vervul met die Heilige Gees, kan dit nie anders as dat ons daardie getuie moet wees. Wil u nie uself vanoggend die vraag afvra, wanneer laas het ek getuig vir die Here Jesus? Wanneer laas het ek met iemand anders gepraat oor hulle kosbare siele? Is my woorde alleen getuienis of is my lewe ook getuienis? Albei moet getuienis wees. Party is daarmee tevrede dat net hulle lewe 'n getuienis is, maar die Here wil ook ons woorde gebruik sodat ander by die Here mag uitkom dan. Dan liewe vriende, is daar natuurlik die uitdaging om ons lewe aan die Here toe te wy. Romeine 12 vers 1 sê: Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. En dan tweedens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So liewe vriende, weer eens hierdie uitdaging om in die tyd waarin ons lewe, ongeag wat ander mense doen of nie doen nie, dat ons lewe aan die Here sal oorgee en toewy. En dat ons liggaam aan die Here sal stel as 'n lewende en 'n heilige, God welgevallige offer. Ja, dis wat die Here vir ons vra. Dis hierdie uitdaging wat aan elke kind van die Here sekerlik gerig word. Die duiwel probeer alles dat ons in die wêreld gelykvormig word, maar dit moet ons sekerlik nie word nie. Daarom kom vra die Here vir ons lewe so aan hom oor te gee. Dan is daar natuurlik ook die uitdaging, liewe vriende, aan elke kind van die Here, en dis om te bid. Daar's wonderlike aansporingsverse, daar's vermaningsverse in die Bybel, dat ons moet bid, daar's opdragte baie duidelik dat ons moet bid. Die Here het selfs gelykenisse vertel om vir ons aan te moedig dat ons nie moet moedeloos om te bid nie. Maar die bekendste seker wil ek noem daar Matteus 7 vers 7 en 8 wat sê: Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan die rede word in vers 8 gegee, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. So dit word net weer en weer bevestig en vasgemaak dat 'n kind van die Here moet bid. En daarom wil ek u uitdaag opnuut vanoggend, kinders van die Here, bid en hou aan bid en bid sake deur. Bid vir die kerkdienste, bid vir die woord van die Here wat tot u moet kom, bid vir hulle wat die woord van die Here moet bedien. Bid vir die bekering van mense in ons land, ja, selfs ook hooggeplaastes, dat hulle tot bekering mag kom. Bid vir herlewing, bid vir hierdie sake. Natuurlik moet ons bid vir die tydelike behoeftes ook van onsself, van ander mense, maar bid. En wil u nie opnuut so begin bid en ons die Here vertrou en ons dank hom vir wat hy doen. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie uitdagings wat u in ons rig in die woord sien. Dankie ook dat ons dit nie in ons eie krag hoef te doen nie, maar deur 'n oorgegewe lewe sal U ons in staat stel om dit te doen.
En mag U vir ons daar vind dat ons dit sal gebruik en dat U verheerlik sal word. Amen.